groet jou in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Ek is pastoor Johan Klopper, hoofleraar van Christensentrum AGS Elspark. Ons het die afgelope donderdag Hemelvaart gevier. Ons is op pad om Pinkster te vier. Pinkster is die dag waarop ons, Pinkster Sondag, is die dag waarop ons die uitstorting van die Heilige Gees vier. En daarom wil ek vandag met jou praat vanuit Handelinge hoofstuk 2. Toe dit gebeur het, toe God sy Gees uitgestort het tydens die Pinksterfees. En ek lees vir ons vanuit die Afrikaanse ou vertaling, Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Mag die Here hierdie skrifgedeelte en die oordeenking daarvan in ons harte seën. Na Jesus se opstanding uit die dood, het hy oor 'n periode van 40 dae by verskeie geleenthede aan sy disippels verskyn en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Hy het hulle ook beveel om in Jerusalem te bly wag vir die belofte van die Vader. Wat is die belofte van die Vader? Dit waarvan ons lees in die Ou Testament, Joël 2, waar God beloof, in die laaste dae sal ek van my Gees uitstort op alle vlees. Dis die belofte van die Vader. Jesus sê, hy beveel sy disippels, wag in Jerusalem op die belofte van die Vader. En dan sê hy uitdruklik in Handelinge 1 vers 5, oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Gaan lees dit. En dis waar ons die term doping in die Heilige Gees vandaan kry. Jesus het dit self gebruik. Hy het gesê, oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. So wanneer ons praat van die uitstorting van die Heilige Gees, die doop met die Heilige Gees, of die vervulling met die Heilige Gees, gaan dit alles oor een en dieselfde saak. En net daarna het Jesus opgevaar na die hemel. Met ander woorde, hy het teruggekeer na die Vader. En nadat hy teruggekeer het na die Vader, het daar 10 dae verloop. En op die 10de dag, met ander woorde, op die 50ste dag na sy opstanding, die 10de dag na sy hemelvaart, maar die 50ste dag na sy opstanding. Wat beteken Pinkster? Pinkster beteken 50. Op die 50ste dag na sy opstanding uit die dood, tydens die Pinksterfees met Jode wat van oral in die wêreld in Jerusalem by mekaar gekom het om die Pinksterfees te vier, ook genoem die fees van die oes, die oesfees, die Pinksterfees. Terwyl hierdie Jode in Jerusalem is, op die 50ste dag na Jesus se opstanding uit die dood, die 10de dag na sy hemelvaart, het God die Vader sy belofte gestand gedoen en het hy begin om sy Gees oor mense uit te stort. En hy stort die Heilige Gees uit oor 120 van Jesus se disippels in Jerusalem. Wat gebeur? Wat het gebeur toe God sy Gees uitstort? En ons skrifgedeelte sê vir ons presies wat gebeur het.
Eerstens, hulle het 'n geluid gehoor soos van 'n kragtige stormwind wat die hele huis gevul het waar hulle saam was. Een vertaling sê dit so, ek dink die 2020 vertaling, praat van 'n kragtige, die geluid van 'n kragtige stormwind wat die hele huis gevul het waar hulle saam was. In Johannes 3 vers 8 vergelyk Jesus die werking van die Heilige Gees met wind. Jesus sê, dis hoe die Heilige Gees werk. Soos die wind, jy hoor die wind, maar jy weet nie van waar die wind kom, of waarheen die wind op pad is nie. Net so is die werking van die Heilige Gees, soos wind. In die Ou Testament, die Hebreëse woord wat meestal of baie keer telkens vir die Heilige Gees gebruik word, is die woordjie ruach. Ruach beteken asem, gees of wind. Die Heilige Gees kom soos wind. En hoekom soos wind? Want jy kan wind nie sien nie, maar jy kan dit hoor en jy kan dit voel. Ek was vir baie jare in Kaapstad gewees, goed vertroud met die krag van die suidooster. En ek weet hoe dit voel as daardie wind waai. Ek weet hoe dit klink as jy daardie wind vir 3, 4, 5 dae aan mekaar hoor waai. Onlangs het ons op WhatsApp video's gesien van 'n motor wat 'n karavaan sleep en van 'n trok wat van 'n brug afgewaai word. Jy sien nie die wind nie, hoegenaamd nie. Maar wat jy wel sien is hoe daai trok so begin maak. En jy hoor die wind. En dan uiteindelik as jy weer kyk, dan is daai trok oor die brug, van die brug af. En net so kom die Heilige Gees op Pinksterdag, soos wind. En hoor mooi wat sê ons skrifgedeelte. Ek dink in die 2020 vertaling sê hy, en hulle het 'n geluid gehoor, soos van 'n kragtige stormwind. Hoor mooi, hy sê nie, hulle het 'n geluid gehoor soos van 'n briesie nie. Nee, 'n ligte ou wyntjie wat maar net inkom en waai en hy laat die gordyne net so bietjie wapper nie. Nee. Soos van 'n kragtige stormwind. Die punt is, die Heilige Gees het gekom met krag. Jy kan hom nie sien nie, jy kan hoor, jy kan voel, maar hy het gekom met krag. Tweedens, hulle het 4 tonge gesien, wat verdeel en op elkeen van hulle neerdaal. En onmiddellik dink ek terug aan Sinaïberg, toe die Israeliete, nadat hulle verlos is van hulle slawerny uit Egipte, by Sinaïberg kamp opgeslaan het. En God in 'n vuur op Sinaïberg neergedaal het. Maar hier gebeur dieselfde ding op Pinksterdag. God, deur sy Gees, daal neer, nie op 'n berg nie, maar op mense in vuur. In vuur. Wanneer ek dink aan vuur, dink ek aan energie. Energie. Al die energie van ons planeet Aarde, al die energie kom van die son af. En wat is die son? Die son is 'n bal vuur. Wat bring 'n stoomtrein in beweging? Wat bring 'n stoomtrein in beweging? Jy het gewoonlik 'n stoker wat 'n vuur stook. Kom ons praat van the belly of the beast. In die maag van die stoomlokomotief is daar 'n vuur wat gestook word. En daardie vuur laat
water kook en die energie, die krag wat vrygestel word, is kragtig genoeg om 'n dooie, swaar voorwerp soos 'n lokomotief met 10 tot 20 volgelaaide waans in beweging te bring en te laat spoed optel. Hulle sê dat van jou grootste stoomlokomotiewe tot 6200 perdekrag opwek. As ek dink aan ons supermotors, dan praat ons maar van so 800 perdekrag. Maar hierdie groot stoomlokomotiewe, 6200 perde, dis amper so goed, jy span 6200 perde voor die waans in. Soveel krag, soveel energie word vrygestel as gevolg van vuur. So wat gebeur wanneer die Heilige Gees kom? Steek die Gees van God ons aan die brand. Die Gees, die Heilige Gees, die doping in die Heilige Gees, bring ons in beweging. As ons 'n kerk wil hê wat aan die brand is, as ons 'n gemeente, 'n kerk wil hê wat in beweging kom, dan moet ons hele gemeente gedoop word met die Heilige Gees, die vuur van die Gees, wat energie bring, krag bring, wat ons aan die brand steek en wat ons in beweging bring. Derdens, ons lees hulle het in ander tale begin praat, soos wat die Heilige Gees aan hulle gegee het, sê die een vertaling, om hardop uit te spreek. Let op, die disippels self het nie hierdie tale verstaan nie. Dit was die Heilige Gees wat dit aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Die disippels het dit nie verstaan nie, maar dit het gebeur tydens die Oesfees. En daar was Jode in Jerusalem van reg oor die wêreld, in Jerusalem teenwoordig, wat vanuit verskillende dele van die wêreld gekom het, verskillende dele van Asië, selfs uit Afrika. En hulle hoor hoe hierdie disippels van Jesus in die tale praat van die wêrelddele van waar hulle kom. En hulle verstaan dit, en skielik is dit 'n geweldige groot teken. 'n Teken waarvan? 'n Teken dat God nie net die taal van die Jode praat nie. Nee, God praat al die tale van die wêreld. Hy is nie net die God van die Jode nie. Hy is die God van al die nasies. Die koninkryk van God staan nie net oop vir die Jode nie. Die koninkryk van God staan nou oop vir mense uit elke stam en nasie, volk en taal. Met ander woorde, op die oesdag, die dag van die oes, Pinkster, stort God sy gees uit en mense hoor hoe ongeleerde, eenvoudige Galileese disippels, wat glad nie hierdie tale kon praat nie, in die tale van die wêreld praat, en die teken is, die oes, die tyd vir die oes het aangebreek, die wêreld lê oop, en God stort sy gees op sy disippels, op Jesus se disippels uit, om hulle toe te rus met krag, om die groot oes, uit elke stam, nasie, volk en taal, in te samel. Baie belangrik, maar hoor nou mooi. Die disippels het op Pinksterdag in mensetale gepraat. Maar daar is ook so iets soos engeletale. En ons hoor Paulus skimp in daai rigting in 1 Korintiërs hoofstuk 13, daardie groot hoofstukkie oor die liefde. Maar jy moet nou mooi hoor.
1 Korintiërs 13 gaan nie net oor die liefde nie. 1 Korintiërs 13 gaan oor die gawes van die Gees en liefde. As jy 1 Korintiërs 13 lees, sal jy hoor Paulus skryf van al profeteer ek, is 'n gawe van die Gees, maar ek het nie die liefde nie. Hy sê, al het ek die geloof, dis 'n gawe van die Gees. Gaan kyk maar na die 9 gawes van die Gees, geloof. Al het ek die geloof, gawe van die Gees, om berge te skuif, maar ek het nie die liefde nie. Al praat ek in die tale van mense en engele, sê Paulus, maar ek het nie die liefde nie. En my gevoel is, hy skimp hier op mense in die gemeente in Korinthe wat daarop geroem het, dat hulle in tale praat, maar hulle het nie die liefde van die Here in hulle harte gehad nie. En Paulus praat van dit as engele tale. Het jy geweet dat Paulus baie in tale gepraat het? Ek weet daar's mense wat niks van hierdie onderwerp hou nie. Moet tog net nie met ons praat oor tale praat nie. Asseblief nie. Ek wil jou net herinner daaraan. Paulus, die apostel Paulus, dieselfde Paulus, wat Romeine geskryf het, Galasiërs geskryf het, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs geskryf het, Efesiërs geskryf het, Kolossense geskryf het, 1 en 2 Timoteus geskryf het, Titus geskryf het, Filemon geskryf het, ja, dieselfde Paulus wat omtrent 2/3 van ons Nuwe Testament geskryf het baie in tale gepraat. En ek haal hom aan. Hy sê dit in 1 Korintiërs 14 vers 18. Hy sê, ek dank God dat ek selfs meer as julle almal in tale praat. En dan in vers 14 en 15 sê hy, want as ek in 'n taal bid, let op, as ek in 'n taal bid, bid my gees wel, maar my verstand is onvrugbaar. Ek sal deur die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Baie duidelik dat ons deur die gees kan bid, deur die gees kan bid. En wanneer ek deur die gees bid, bid ek in 'n taal wat nie vereis dat my verstand daarbey betrokke is nie. Paulus sê, my verstand is onvrugbaar. En hoe dikwels ervaar ek dit nie in my eie lewe nie. Elke môre wanneer ek bid in Afrikaans, is my verstand betrokke. Ek meet elke woordjie. Ek praat nie net nie, ek brabbel nie net nie. Ek meet elke woordjie, ek oordink elke woordjie wat ek bid. My verstand is betrokke, maar wanneer ek deur die gees bid, is dit soos 'n stroom van gebed, wat in tale, waarby my verstand nie betrokke is nie, vanuit my binneste vloei. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 2, hy bevestig dit daar, hy sê, die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Wat het ons hiermee te doen? Gebed, tale waar ek met God praat. En dan gaan hy aan en hy sê, niemand verstaan hom nie. Niemand verstaan hom nie. Selfs ek wat in die taal bid, ek verstaan dit nie. Niemand verstaan hom nie, want hy sê, deur die gees praat hy verborgenhede. Nou mense, dis wonderlik, absoluut wonderlik, om in tale te kan bid. Hoekom is mense so bang vir dit? Dis fantasties. Hoekom sê ek so? Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 4. Hy sê die een wat in tale spreek, bou homself op. En hoe dikwels het ek dit nie ervaar nie, dat wanneer ek bid in Afrikaans en ek gaan oor in tale, en nou bid so bietjie in tale, dan is dit asof dit 'n dynamo is wat hier binne in jou aan die gang kom. Dis soos 'n kragopwekker hier binne in jou. Jy bou jouself op. En dit word bevestig
In Judas hoofstuk 1 vers 20 in die Afrikaanse ou vertaling lees ons dit soos volg. Judas skryf, hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Wat beteken dit om in die Heilige Gees te bid? Ons het sopas gelees, wat sê Paulus? Ek sal met die verstand bid, maar ek sal ook met die Gees bid. En is baie duidelik uit die konteks as Paulus praat en hy sê, as ek met die Gees bid, dat ek in 'n taal bid. Wanneer hy sê, as ek in 'n taal bid, bid my Gees, bid ek deur die Gees. So dis baie duidelik, as Judas vir ons hier sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Om vir jou op te som. Die Heilige Gees word uitgestort. Ja, 'n kragtige stormwind, soos die geluid van 'n kragtige stormwind. Die Heilige Gees het gekom met krag. Jy moet dit weet. Tweedens, die Heilige Gees steek ons aan die brand. Ons word mense wat aan die brand is. En ons kom in beweging vir die evangelie van Jesus Christus. En dan derdens, gewoonlik gaan die doping in die Heilige Gees gepaard met die spreek, die praat, die spreuke in vreemde tale. Of dit mensetale is en of dit engeletale is, of om, ek dink bietjie meer korrek te praat, gebedstaal is. Dit is soos 'n stroom wat hier vanuit my binneste uitvloei in 'n stroom van tale. Ek verstaan dit nie, maar God verstaan dit en dit bou my op. En is eintlik so natuurlik, want as ek gevul word met die Heilige Gees, wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. So hoe kan ek gedoop word in die Heilige Gees? Eerstens, vra. Ons moet die Here vra. Vra ons Hemelse Vader. Hy het dit beloof. En God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Vra hom om jou te doop in die Heilige Gees. Ons lees ook in die boek Handelinge by 'n paar geleenthede waar mense die hande opgelê is om gedoop te word met die Heilige Gees. Onder andere Paulus self. Ananias het gekom en hom die hande opgelê. En wanneer iemand jou die hande oplê vir die doping in die Heilige Gees, behoort jy iets te begin gewaar. Behoort jy te gewaar hoe dat die Heilige Gees oor jou vaardig word. Baie keer is dit kom dit soos 'n gevoel van hitte. Dis iets wat ek nogal dikwels ervaar wanneer ek bid vir mense, en veral vir die doping in die Heilige Gees, is 'n gevoel van hitte, dis daardie vuur, daardie branding, maar jy behoort hier binne in jou 'n stir te ervaar. Iets gebeur met jou, dis 'n ontmoeting met God, dis nie 'n logiese, rasionele ervaring nie, dis 'n ervaring, dis Jesus Christus, wat jou doop in sy Gees, en dis 'n ervaring. En al wat jy dan moet doen is om jouself net oor te gee. Vergeet van jou verstand, vergeet van die mense rondom jou. Gee jouself oor aan God, aan die Heilige Gees wat reeds oor jou is en in jou is. En laat toe dat hy jou mond vul met lofprysing en aanbidding, en as jy weer sien, is dit 'n stroom van tale wat vanuit jou binneste vloei. Mag die Here jou gedurende hierdie Pinkstertyd kragtig doop in sy Heilige Gees. Amen.